Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ek is Dominee Adriaan Swart en dit is my voorreg om vanmôre saam met jou stil te word rondom die woord van die Here. Ons is besig met ons reeks wat handel oor die tema Leef anders. En vandag is ons by deel 4. Dien met liefde. Ons skriflesing is Markus 10 vers 42 tot 45. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: Julle weet dat dit by die nasies so is, dat hulle sogenaamde regerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Ons leef in 'n wêreld, liewe vriende, waar mense graag raak gesien wil word. Mense wil erkenning hê, status hê en belangrik wees. Baie mense vra, wat kan ek kry? Maar Jesus vra 'n heel ander vraag. Wie kan jy dien? As kinders van God word ons geroep om anders te leef. Ons leef nie vir onsself nie, maar vir Christus. En wanneer Jesus Christus ons harte verander hy ook ons houding teenoor ander mense. Liefde is nie bloot 'n gevoel nie. Liefde word sigbaar wanneer ons dien. Vandag kyk ons na 3 waarhede uit hierdie teks oor wat dit beteken om met liefde te dien. Ons eerste punt waarby ons vanmôre stil staan is die volgende. Jesus is ons volmaakte voorbeeld van diens. Die disippels het met mekaar gestry oor wie die belangrikste was. Hulle het gedink grootheid beteken gesag en aansien. Maar Jesus draai hulle denke heeltemal om. Hy sê, wie groot wil wees, moet julle dienaar wees. Jesus sê dit nie net nie, hy leef dit uit. Hy is die koning van die heelal. Maar hy het ook voete gewas. Hy het siekes aangeraak. Hy het kinders omhels. Hy het tollenaars en sondaars genade gegee. Uiteindelik het hy homself aan die kruis gegee vir mense wat hom nie verdien het nie. Dit is die hart van die evangelie. Christus het nie gekom om homself te verhef nie, maar om homself te verneder sodat ons gered kan word. As ons hom glo en hom volg, geliefdes, kan ons nie net vra, hoe kan ek geseën word nie? Ons moet vra, hoe kan ek vandag iemand dien, soos Christus my gedien het? Die tweede punt van vandag. Ware liefde word sigbaar deur diensbaarheid. 1 Johannes 3 vers 18 sê, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Dit is maklik om te sê, ons het mense lief. Maar liefde word bewys deur wat ons doen. Jy dien met liefde wanneer jy iemand vergewe. Jy dien met liefde wanneer jy tyd maak vir iemand wat eensaam is. Jy dien met liefde wanneer jy iemand help sonder om iets terug te verwag. Jy dien met liefde wanneer jy bereid is om op te offer sodat iemand anders opgebou kan word. Die wêreldse mense sê, kyk na jouself. Maar die Here sê, kyk na jou naaste. Wanneer ons uit liefde dien, wys ons iets van Christus aan die wêreld. Ons derde punt. God gebruik nederige diens om sy koninkryk te bou.
Baie mense dink hulle moet groot dinge doen voordat God hulle kan gebruik. Maar die Here werk dikwels deur eenvoudige dade van gehoorsaamheid. 'n Vriendelike woord, 'n gebed, 'n bemoediging, 'n besoek aan iemand wat dit bitterlik nodig het, 'n hand wat help, 'n oor wat luister. In God se koninkryk, geliefdes, is geen daad van liefde ooit verniet nie. Selfs 'n beker koue water wat in die naam van Jesus gegee word, is vir hom belangrik, sê Matteus 10 vers 42. Wanneer ons met liefde dien, wys ons dat Christus werklik die Here van ons lewe is. Ons leef nie meer vir onsself nie, maar vir hom wat sy lewe vir ons gegee het. Die wêreld vra, wie sal my dien? Jesus vra, wie sal ander dien? Wanneer ons Christus ken, verander hy nie net ons bestemming nie, hy verander ook ons gesindheid. Kom ons leef anders. Nie deur onsself eerste te stel nie, nie deur erkenning te soek nie, maar deur met nederigheid en liefde te dien, soos ons Verlosser gedoen het. Kom ons bid saam. Onse dierbare God en Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag uit U hand en vir soveel genade wat U aan ons gee. Dankie dat Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom het om ons te dien en sy lewe vir ons te gee. Vergewe ons, Here, waar ons dikwels onsself eerste stel. Vul ons met U liefde, sodat ons gewillig sal wees om ander te dien, sonder om iets terug te verwag. Help ons om elke dag die voorbeeld van Jesus te volg en so U naam te verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n mooi dag.